Môre julle, goeiemôre en is regtig heerlik 1 Junie om by mekaar te wees. Dis Pinkster. Van Paasfees tot Pinkster, 50 dae se voorbereiding om met die twyfel en die weghardloop en die sien hom en die ontmoeting en die het jy my lief en die hele Bybel wat oopgebreek word en hulle sien Jesus raak in elke bladsy van die Ou Testament en dan sien hulle hom weggaan en dan ontvang hulle krag. Daai hele voorbereidingstydperk is waarin ons nou is en is die laaste week wat daarvan oor is en dis Hemelvaart. Donderdag was Hemelvaart en ons is by daai diens om dit te herdenk en so ek wil ons 'n bietjie daarop fokus. So in die reeks het ons net die reeks basies klaargemaak en klaar gekyk hoe die Vader die opdrag gee, gaan in die begin van die skepping en gaan in die Vader van geloof Abraham en gaan vir 'n volk met die naam Israel. En elke keer as hulle nie gegaan het nie, dan het God die mat onder hulle uitgeruk en was hulle gevat waar hulle nie noodwendig wou gaan nie. En dit was die waarskuwing reg deur die Ou Testament. En toe kom Jesus en vandag kyk ons na sy opdrag. Dis wat die Hemelvaart opdrag is gaan by die nagmaaltafel wat ons ook die voorreg gaan hê, het hy ook vir hulle gesê, gaan julle met mekaar lief hê. En ons gaan vandag al fokus op die Jesus opdrag en dan volgende week natuurlik op die Heilige Gees opdrag, nê. Julle sal krag ontvang en julle sal gaan. En so vir die Vader, die Seun of die Heilige Gees is God is een gedeelte van die godheid voel nie alleen of uitgeskakel of eenkant gegooi nie. Kry daai idees uit julle harte uit. God is een en is belangrik om God so te verstaan dat hy sê wat hy sê, want wat hy sê is altyd waar, maak nie saak van watter kant af jy dit hoor nie. En soos ons kom by Hemelvaart, kom ons by 'n baie interessante plek. Ons kom by Jesus, onthou van laasweek se boodskap wat sopas vir sy vriende vertel het. Wat die man van God, wat die gees van God op hom het, wat wonderwerke doen, wat hulle net na hunker om te doen en hulle in staat stel om dit te doen. Hulle het dit een keer uitgegaan en dit gaan doen. Hy kyk na hulle op die kruin van sy hoogte en hy sê vir hulle, Johannes 16, dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As jy as 'n Christen nie dit verstaan nie, gaan jy nooit werklik leef nie. Leef gemeente. As jy aanhou hinker om op te kyk na die hemel, die Here het vir ons is besig om ons 'n plek voor te berei in die hemel. As jy die heeltyd opstaar na die hemel, gaan hy engele moet stuur om die mat onder jou uit te ruk sodat jy moet gaan. Dit gaan nie oor hier gaan ek 'n paar mense, ek moenie kwaad wees vir my nie, hoor wat ek bedoel. Dit gaan nie oor die hemel nie. Wat staar jy so na die hemel? Dit is goed hoekom is dit goed dat Jesus weggaan? Wel, Andre het dit so mooi by sy Hemelvaartdiens gesê donderdag. Hy moet aanhou lees, want Jesus het nêrens heen gegaan nie. Hy is met ons, maar ons moet probeer verstaan hoekom hy fisies moes weggaan. Hoekom hy moes weggaan van die mensdom af. Ons moet dit verstaan, anders gaan ons nêrens gaan nie. As ek nie weggaan nie, sal ek nie hierdie parakleet, hierdie persoon wat geroep word om langs jou te staan en jou te help, soos Eva vir Adam moes help en gehelp het, buiten vir hy een opsie. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle toe kom nie. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle toe kom nie. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle toe kom nie. Sal die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, as ek nie weggaan nie. Sit en dink daaroor vir 'n rukkie. Ek dink deel van die probleem met Christene, die kerk, nie Christenskap nie, Christene en die kerk is, ons verstaan nie wat Jesus hier sê nie. As ek nie weggaan nie, gaan die Heilige Gees nie kom nie. En tog is ons soos 'n vrou wat Jesus raak sien en dan wil gryp en hom net wil vashou. Jy mag nou nêrens gaan nie, moenie aan my raak nie. Moenie aan my raak nie, sê Jesus. Wat van Petrus, toe Jesus sê, ek moet gaan om te sterf, en Petrus sê, jy sal nie sterf nie, en Jesus draai om en sê, wyk Satan. Jy verstaan nie wat jou woorde doen nie. Jy kan nie aan my vashou nie. As jy aan my vashou, gaan dit 'n Christenskap skep wat die wêreld nie kan verander nie. Wat? Maar ek is 'n Jesuskind, verseker is jy. Maar jy moet versigtig wees waaraan jy vasgryp as jy nie verstaan wat die ritmes van God se hart is nie. Te veel Christene hou vas aan dit wat hulle moet laat gaan
sodat hulle kan gaan. En dit is 'n moeilike konsep vir baie van ons, ek verstaan dit. Baie Christene probeer vasgryp aan iets omdat Jesus weg is, en hulle gryp vas aan kerk, hulle gryp vas aan verhoudings, hulle gryp vas aan gawes en bonatuurlike uitings, sodat hulle voel asof hulle iets het om aan vas te hou. Dit is gevaarlik as jy dinge skep om aan vas te gryp. Jy kan nie. Jy moet laat gaan om te beleef. Nou, al wat ek basies wil sê is Jesus gee sy groot opdrag na hy dit sê. Ek gaan praat oor 'n groot opdrag, 'n groot belofte en 'n groot koninkryk. Groot opdrag, groot belofte, groot koninkryk. Die groot opdrag is in Matteus 28. So, Jesus staan op uit die dood, hy verskyn vir sy disippels, hy leer hulle 'n klomp dinge en nou gaan hy opgaan. En hoor wat sê Matteus 28. So mooi. Dit sê, waar is ek? Jesus kom toe nader en sê vir hulle, nou van hulle glo nie. God het die volle mag oor die hemel en die aarde aan my toevertrou. Ek is die koning van die heelal. Jesus sê dit letterlik. Ek's nie 'n rabbi nie, ek's nie 'n leermeester nie, ek's nie 'n man met die gees van God op my nie, ek's nie 'n Moses nie, ek's nie 'n Joshua nie, ek's nie 'n Samson nie. Ek is soveel meer as dit. Alles wat georden moet word deur my georden. Verstaan wie ek is. Die volle mag is aan my toevertrou. In ander woorde, ek is. Gaan dan, maak al die nasies my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ons het gaan sien hoekom, nee, ons moet terugkyk, ons moet nou kyk en ons moet in die toekoms kyk. Hy wat was, hy wat is, hy wat sal wees. Dis die enigste rede hoekom God homself so inkleer, is sodat maak nie saak waarin jy vasgevang is nie, jy nog die uitkomkans kan kry. As jy vasgevang is in die verlede, God is daar. As jy net behep is met die hede, jy gaan God kry om jou te red. En as jou kop net altyd in die toekoms is, jy sal God sien, hy sal jou kan red. Hy is orals, dis so mooi, God kleer homself in waar jy hom nodig het, en dis pragtig. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. Jesus, nie die kerk nie, nie 'n skrywer, nie 'n pastoortjie nie, ek. As iemand met jou praat, en in jou kop kan jy nie ergens skrif aan dit koppel nie, wees net versigtig. Dit sê nie dis nie God nie, jy weet dalk net nie dis God nie, maar wees versigtig. Ons moet mense leer wat Jesus ons geleer het. Ons moet baie versigtig wees vir kerkleringe, om beklei en stry, leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het. Hy is die koning. En weet verseker, ek is vir altyd by julle. Hy gaan nie besig om weg te gaan. Ek is vir ander vertaling sê, terwyl hy nog so praat, het 'n wolk gekom en was hy in die hemel opgeneem. Terwyl hy praat, vat 'n wolk kom weg. Maar wat het hy daar gesê? Woef. En as hy's weg, hoekom het hy gesê woef? Dit was nie, dis nie hoe die geluid was nie, hoor. Dit was nie 'n woef geluid nie. En weet verseker, ek is vir altyd by julle. Jy moet hom laat gaan. Jy moet hom laat gaan. Ek is vir altyd by julle. Tot aan die einde van wêreld geskiedenis. Jesus is by jou. Jesus is by jou. Nou, die groot belofte in hemelvaart is Handelinge. Jesus praat weer in Handelinge. Handelinge is Jesus nog met hulle. Lukas skryf nou ook 'n bietjie soos Matteus geskryf het, en hy vertel die hemelvaart storie in die boek Handelinge. En hoor, ek wil vir julle lees wat hy sê, en dan sal ek praat. Hoor hoe skryf Lukas dit. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, want hulle was gereeld by mekaar en Jesus het hulle 'n klomp goed geleer, het die apostels Jesus aanhou vra. Nou hierdie is die hemelvaart storie volgens Lukas. Hierdie mense wat aan hom geglo het en mense wat nie in hom geglo het nie, volgens Matteus. Wat is die mense wat nie in hom glo nie, 10-1 besig om te vra? Wat is die mense wat twyfel of Jesus regtig is wie hy sê hy is en gaan doen wat hy gesê het hy sal doen? Wat is hierdie twyfelagtende Christene besig om te vra? Wel, wat vra jy wanneer jy twyfel? Wat veroorsaak die grootste twyfel in jou hart as dit kom by God? Waar is jy? Waar is jy? Wat is al die profete se klaglied? Waar is jy? Hoekom lyk dinge soos dit lyk? Ek verstaan nie, dit maak seer. En die twyfelchristene wat Matteus van praat, kom in Handelinge en Lukas sê vir ons, wat het hierdie twyfelende Christene gevra? Here, is dit nou die tyd
dat U weer Israel 'n onafhanklike volk met 'n eie koning gaan maak? Sien, hemel. Ons is so behept met wanneer kom hy terug? Weet jy, as ek met mense praat, ek het in hierdie week met iemand gepraat wat nog nie 'n Christen is nie. Al wat hulle wil weet is, wanneer kom hy terug? 2000 jaar terug het hulle gedink hy kom terug. Nou, wanneer kom hy terug? Maar wanneer kom hy terug? Wat sê die eindtyd? Wat is die tekens? Daar's oorlog in Rusland. Dit moet seker die einde van die wêreld wees. Kom ons praat oor die eindtyd. Wat's fout met ons? Is dit nou die tyd? Gaan hy nou terugkom? Hy het nêrens heen gegaan nie. Hy's met ons. Hy's hier. Maar hy gaan terugkom. Verseker gaan hy terugkom. Maar hoekom dink jy hy's weg? En die spanning tussen daai konsep om te verstaan as 'n Christen, wanneer kom hy terug? Wanneer kom hy terug? Here, gaan U nou iets kom regmaak in ons land? Gaan U nou ietsie kom doen? Is hy nie besig om klaar om iets te doen nie? Waar's jou fokus? Hoekom staar jy na die hemel, gaan en wag en gaan doen iets? En as 'n Christen sukkel om te verstaan dat jy moet laat gaan sodat jy kan leef, gaan jy baie meer onproduktief wees en nie sien wat voor jou gebeur nie. Vader, is dit nou die tyd? Vader, is dit nou, Jesus, is dit nou die tyd dat die Israel weer gaan kom help, iets gaan kom doen, 'n verskil gaan kom maak? En Jesus se antwoord is baie kras en baie reguit. Die Vader bepaal hierdie datums. So mooi. Sien julle in julle blaadjies, wat het ek vir julle daar gesit? As dit kom by hemelvaart, die eerste ding wat ons doen is 'n vraagteken. Is dit nou die tyd? Is dit nou die tyd? Vraagteken. Jesus gee 'n uitroepteken. Nee. Die Vader bepaal hierdie datums en die bedoeling is nie dat jy dit moet ken nie. Kom hoor dit. Dit is nie dat jy dit moet ken nie. Ja, maar Jesus het vir ons tekens gegee. Hy het vir ons gesê, kyk 'n bietjie, dit sal gebeur en dit sal gebeur. Moenie laat dit jou omkant vang nie. Dit gaan jou omkant vang. Dit kom soos 'n dief in die nag. Dit kom wanneer jy dit nie verwag nie. Daarom as jy nie in die aanduur waak nie, sal die dief jou oorstrompel. Dit kom wanneer niemand dit verwag nie. Daarom leef reg. Wees elke oomblik reg. En ek sal my hart vir die Here gee die dag voor ek doodgaan. Jy gaan dit mis. Hoekom? Want jy dink daar's 'n dag wanneer jy dit sal kan doen. Jy kyk na die toekoms en dit is soos jy mis dit. Jesus sê, jy is nie veronderstel om te weet wanneer ek terugkom nie. Jy is nie veronderstel om te weet wanneer die dag is van my oordeel. Jy is nie veronderstel om eers daaroor te dink nie. Waarvoor staar jy na die hemel? Hoekom is jy nog steeds 'n Christen wat wil hemel toe gaan? Hoekom is jy so behept met die hemel? Wat kan jy doen om hemel toe te gaan? Niks. Daar is niks wat jy kan doen wat maak dat jy verdien om hemel toe te gaan nie. Niks. So hoekom is jy so behept met die hemel? Dis klaar, jou naam is opgeskryf, jou plek is voorberei, dis gedoen, dis sy bloed, dis Paasfees. Paasfees is klaar. Jy gaan hemel toe. Jy! Nou, let's go. Hoekom is jy so behept met eendag? Hoekom leef party Christene op so 'n manier dat hulle net goed genoeg wil wees sodat wanneer die Here kom, hy sal sê kom, jy's welkom. Hoekom is ons so behept met moraliteit omdat ons dink ons moraliteit gaan ons 'n beter sitplek in die hemel gee? Wat is fout met ons dat ons so behept is met die hemel? Want ons hou nie van die aarde nie. Want ons hou nie van die aarde nie. En ons is bang ons sonde is te veel. Ons hou nie van wat om ons aangaan nie. En ons het 'n benoudheid dat die bloed van Jesus nie genoeg is nie. En die hemelvaart is hierdie belangrike beweging waar die Here weet wat ons pla. Hy weet wat die kerk gaan in stilte bring. Hy weet wat ons in vrees gaan laat stil sit. En hy soos, julle moet my laat gaan. Julle moet my laat gaan sodat julle fokus weer op die regte plek sal wees. Julle fokus is te veel op die verkeerde ding. Klink so verkeerd, hoor my hart. Hy sê, julle is nie veronderstel om te fokus op my terugkoms nie, daai dag wanneer ek alles gaan kom regmaak nie. Hier's waarop julle moet fokus. Wanneer, maar, en dis die uitroepteken is verby, nou kom die volpunt, leef, stop, die einde van die sin. Maar, wanneer die Heilige Gees, die Parakleet, oor julle kom, sal julle krag ontvang, en oral mense eerstehands van my vertel. That's it. Waar is jou fokus? Ek moet goed genoeg leef, goed genoeg doen, dat die Here my seën, dat my lewe hier gemaklik is, want ek hou nie van hierdie wêreld nie.
En as die Here my genoeg seën en ek het genoeg geld en my vrou is lief vir my en my huwelik werk en my kinders eer my en alles gaan goed genoeg hier, dan word die wêreld 'n bietjie draagbaar. En dan moet ek ook net fokus op my moraliteit in my kerk, my woning en alles wat ek doen sodat vir die Here ook na my kyk, die Here daarom kan sien ek probeer my bes sodat wanneer hy terugkom, hierdie draagbaar was en daai beskikbaar is. En jou fokus is verkeerd. Los my sodat jy kan kry wat jy nodig het. Jy is veronderstel om te leef, om mense van Jesus te vertel. En dit is so moeilik. Want eintlik leef ons om hemel toe te gaan. Wanneer was die laaste keer dat jy nagmaal gebruik het en gaan dink het aan die wonderlike voorreg wat jy het om vergewe te word van jou sondes sodat jy ander mense kan vertel hoe hulle van hulle sondes vergewe kan word? Wanneer laas was die Heilige Gees werklik waar, die derde persoonlikheid van die Godheid, iets waarop jy fokus en dankbaar is, dat jy kan wegbeweeg van Paasfees na Pinkster toe, en dat dit vir jou 'n belangrike konsep is. Vers 9 gaan hy aan hier in Handelinge, Lukas vertel vir ons die hemelvaart storie. Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem. Hy is weg. Terwyl hulle toe kyk, het hy verdwyn. Toe hy wegraak, het hulle nog so stip na die hemel gekyk en is daar skielik 2 mans in wit klere. Die 2 mans sê vir hulle: Hier's my puntjies wat ek daar maak. Galileese manne, Christene, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem, die hemel in. Hy sal egter net so terugkom, soos julle hom in die hemel sien ingaan het. Hy sal terugkom. Hy sal terugkom, soos hy gegaan het, sal hy terugkom, skielik. Terwyl hy nog praat, is hy weg. Skielik. En terwyl jy nog werk, kom God. Hy sê, wanneer ek kom, laat jy besig wees. Wanneer ek kom, moet jy nie sit en niks doen nie. En soos Jesus gepraat het en weg was, soos jy is besig om te stel om te praat as hy kom. Dis dieselfde konsep, ons volg ons Messias, ons volg ons Rabbi, ons doen wat hy doen, en terwyl hy praat, is hy weg, en terwyl ons praat, gaan ons weg wees eendag. En of dit is in die einde van jou lewe, en of dit is fisies, dat jy daai generasie is wat beleef as hy fisies terugkom, wel sover het elkeen nog dood gegaan in hulle liggame, en toe verheerlik geword. En so, ek wil die tweede helfte van die boodskap afeindig, deur om julle te kry om my hart te hoor, dat ons op hemelvaart sal verstaan hoekom Jesus sê, los my, ek moet gaan, want die kerk, die gebou, die kirk, die leierskappe van kerke wat besighede wil groei of kerke wil groter maak of meer bates in die wêreld wil hê of wat ook al, ek maak kerk sleg klink, maar julle hoor my hart agter dit. Die gevaar wanneer ons nie na ons koning luister nie, maar na mense luister wat verteenwoordigers van ons koning is, so asof ons dit nodig het, 'n middelaar nodig het, asof Jesus nie goed genoeg is nie. Hardloop ons in gevaar, dat wanneer ons dink aan die koninkryk van God, ons nog vashou aan die man met die gees van God op hom, hierdie rabbi, hierdie leier, hierdie koning, en vergeet dat hierdie koning oor ons uitgeblaas en gesê, dis nou julle beurt. En elke keer wanneer Jesus praat oor die koninkryk van God, sit hy nie die fokus op die hemel en eendag en gaan daar 'n golfbaan wees en is daar strate van goud en wie maak dit en wie mis dit. Hy praat nooit as hy praat oor die koninkryk van God oor die hemel nie. Hy praat oor die aarde. Want Pinkster is sodat jy hier op aarde kan leef. En elke keer wanneer hy praat oor die koninkryk van God, praat hy oor die aarde. Maar ons hou nie van wat om ons aangaan nie. Ek wil nie hier wees nie. Matteus 13 maak jy oop. En hy praat oor die saaier. Julle ken, ek gaan nie op die saaier fokus nie, dis een van die langstes in Matteus 13. God het kom saad saai, waar? Op aarde. En dit het geval in goeie plekke, geval in slegte plekke, die duiwel het dit kom steel, dinge het moeilik geraak, alles het nie uitgewerk soos jy wou nie, en daar was 'n paar wat het goeie vrug gedraai, en dit het gegroei, soveel so, dat die ander wat nie 'n opbrengs gekry het nie, moet dit nie mis nie. Die ander waar die voëls die saad kom steel het, die ander waar die duiwel die woord van God uit hulle harte uitgesteel het, dies waarin die goeie saad geval het so baie gehad, 30, 60, 100voudig, dat die ander ook kom eet. Pinkster.
Jy sal krag ontvang om te gaan vertel. Jy gaan genoeg hê dat ander wat arm is in gees sal kom leef en kom eet by jou. Maar hy maak dit duidelik deur die hele hoofstuk. Hoor net gou mooi hoe mooi is hierdie stories. En ek weet jy het al voorheen gehoor, ek vra jou mooi. Hoor dit vas of jy dit vir die eerste keer hoor en hoor hoe Jesus dit so duidelik wil maak. Fokus op die regte plek en laat jou hart jou in die regte rigting lei. Ek vat jou hemel toe. Jy het 'n opdrag terwyl ek werk. En hoor mooi, die eerste storie wat hy vertel is oor saad. En hy sê, en ek het die skets mooi daar, ja, okay. Daar is al sy stories in hierdie fantastiese hoofstuk, Matteus 13. En kyk hoe meestervol is die Heilige Gees, selfs Daniel, baie boeke in die Bybel, vertel hy sulke prentjies, en as jy die oor en oor lees, begin jy die patrone raak sien, dis beautiful. En kyk maar, dis nou maar my kop en hoe ek dit sien, maar kyk, ek wil hê julle moet dit raak sien soos ek dit raak sien. Hy vertel eers 'n storie, hy sê, daar was 'n man, en hy het saad gesaai in sy landery, toe kom 'n vyand, en hy saai onkruid tussen sy koring. Hy weet dit nie, want dit is onsigbaar. Maar die vrugte van die Gees, die gewoontes van jou lewe. En hy sê, die twee groei toe saam. Die goeie koring en die onkruid groei saam. Dis jou lewe op aarde as 'n Christen. Nie, Here, vat my weg nie. Ek, Maranatha, ek wil hê hy moet kom. Maar hoekom wil ek hê hy moet kom? Want ek wil weghardloop, wegraping. Wat het dit met jou te doen? Hy gaan ons kom haal. Hoekom is jy so hinker na 'n wegraping? Is jou taak voltooi? En so, die twee groei saam. En toe dit saam groei, toe kyk die werkers, Christene, kyk toe, en hulle soos, Here, moet ons hierdie onkruid uittrek? En hy soos, nee, as jy die onkruid uittrek, gaan jy die koring saam met dit verwoes. Laat dit net saam groei. En as dit saam groei, en dit kom op sy ordentlike hoogte, gaan jy kan onderskei wat is goed en wat is sleg op die einde. Maar tot die einde kom, gaan jy moet saamgroei. Saam met wie? Saam met 'n moeilike wêreld. Dis nie, Here, kom haal my uit hierdie veld uit nie, hier is onkruid om my nie. Dis, Here, gee my die krag om tussen die onkruid te groei, sodat ek skyn en kan sien. Daar's 'n verskil tussen dies wat volg en dies wat nie volg nie, maar ek vra nie dat jy my wegvat nie, ek vra dat jy my gebruik hier tussen die onkruid. Laat ons saam groei tot die einde toe, die einde van wêreldgeskiedenis, die einde van my wêreldgeskiedenis. Laat ek my opdrag gehoorsaam en groei tussen onkruid. Dis sy eerste storie. Dan vertel hy direk na dit 'n storie, die twee stories gaan saam en dan die volgende twee stories gaan saam. Die eerste storie wat saam gaan, skryf hy hierso, dis so mooi, hy skryf hierdie, hy sê, ek wil dit eintlik hierso. God se koningsheerskappy is soos 'n mosterdsaadjie. Hy praat nie van die hemel nie, hoe moet ons dit verstaan? Waarvan praat hy hier? God se koningsheerskappy tussen ons. Hy sê, dis soos 'n mosterdsaadjie. Wat is 'n mosterdsaadjie? Die kleinste saadjies van alle saadjies. Jy kan dit nie sien nie, dit is so klein in jou hand. En jy gooi dit in die grond en jy begrawe dit. En wat gebeur? Dit word 'n groot boom. So groot, vang wat hy sê, dat die voëls in die lug kom nes maak in sy takke. Jy's bruikbaar. Jy doen iets goeds waar jy is. Jy gooi skaduwee. Maar jy's niks. Jy's 'n mosterdsaadjie. Jy's nie groot en belangrik en doen dinge in die wêreld skit nie. Jy's 'n nobody. Jy staan op in die oggend, jy gaan werk toe. Jy sit jou ure in. Jy word heeltemal te min betaal. Jy klim in jou kar, kom terug huis toe en hoor jy het nog nie die asblik uitgegooi nie. Dan gooi jy die asblik uit en dan slaap jy 'n bietjie voor die TV en dan gaan klim jy in die bed eventueel en dan staan jy op en dan doen jy dit weer. Rinse and repeat. Hoe insignificant is jy? Hoe onbelangrik is jy in die groter spektrum van hierdie heelal? Hoe onbelangrik voel Christene soms en daarom hou ons op droom oor die Heilige Gees in ons. Want ons voel so onbelangrik soos 'n mosterdsaadjie. Sê maar as jy daai onbelangrike daaglikse roetine van jou lewe begrawe in die Gees van God. As jy die hemel los, as jy ophou probeer sê ek moet net survive en jy begin verstaan dat as hy nie gaan nie, gaan die volgende nie gebeur nie en jy vat jou onbelangrike lewe en al wat jy sê is Here, gebruik hierdie mosterdsaadjie. Dan word dit 'n boom. En selfs die voëls in die lug kom maak nes in jou blare. Hy gaan vinnig aan, want is moeilike beginsels en hulle het dit nie verstaan nie, want hulle wou 'n politieke verskil gehad het. Hulle het nie verstaan dat dit het nie gegaan oor hemel toe gaan nie, dit het gegaan om die koninkryk van God hier in ons wêreld te laat leef en sigbaar te maak. Sonder politiek, met die Heilige Gees.
En hy gaan aan, hy vertel sy tweede storie, is so mooi. Hy sê hierdie, waar is ek wil dit begin vir julle lees. Hy sê, die volgende storie het hy weer vertel. Hy het met die mans gepraat oor saadjies plant, nou wil hy met die vrouens ook praat. Baie vrouens het hom gevolg, moenie vergeet, hy wou hulle harte ook vang nie. Geen man het ooit brood gebak nie. Hoekom sal Jesus 'n storie vertel oor broodbak? Want glo my, hy het geweet, ons het mekaar nodig. God se koningsheerskappy is so suurdeeg wat 'n vrou gebruik om haar brode te bak. My Bybel het iets baie belangriks uitgelos. Dit sê, al het sy net 'n bietjie suurdeeg in 'n groot baksel meel ingewerk, het dit uiteindelik alles gesuurdeeg. My Bybel los iets baie belangriks uit. My Bybel hier los uit hierdie gedagte. Jesus sê presies hoeveel meel het sy gehad? 144 cups of meal. 27 kilogram meel. Sy het 'n bietjie suurdeeg. 27, wie bak met 27 kilogram meel? Geen vrou kan dit knie nie. Julle wat al brood gebak het, sal verstaan. En ek het in COVID, ons het brood gebak het op COVID, hoe harde werk was daai bietjie. Imagine, ek sê vir jou, ons gaan brood bak en ek vat 27 kilogram meel en ek sê vir jou, kom ons knie dit, ons gaan brood bak. Jy's vir jou kop af. Jesus vertel 'n grappie, hy laat die vrouens lag. Hoekom? Want die wêreld is te groot. Die wêreld is te veel. My bietjie suurdeeg kan nie 'n verskil maak in 27 kilogram nie. 'n Vriend van my is baie betrokke met AI. En ek tik toe in AI in, ek moet oppas, julle moet my keer, ek moet nie betrokke raak met hierdie AI nonsens nie. Ek tik toe in AI in, hoeveel snye brood kan jy kry uit 27 kilogram meel? En die AI sê toe vir my 832 snye. Okay, vir 'n geval, julle dit wou weet. 800, dis baie brood vir 'n vrou om te bak. En Jesus sê, jy mis my punt as jy nie verstaan hoekom Jesus sê niks per ongeluk nie. Die wêreld is groot, intimiderend, te veel vir jou om te hanteer. En jou klein bietjie suurdeeg dink jy nie kan 27 kilogram beïnvloed nie. Maar jou fokus is verkeerd en as jou fokus verkeerd is, gaan jy net wil ontsnap van hierdie meel en die vrou gaan sê, ek kan nie, dis te veel. Ek kan dit nie self regkry nie. En Jesus sê, jy kan met 27 kilogram meel, die hele meel beïnvloed. Laat net ek gaan vir jou 'n plek voorberei, laat gaan so 'n bietjie. En los dit vir my. En fokus jy op die suurdeeg en al hierdie meel. En hy vertel hierdie storie sodat ons twee stories sal hê van 'n klein word groot en 'n bietjie word baie en nou draai hy dit weer. Nou sê hy, dis soos iemand wat 'n skat vind. En hy sien dis wonderlik hierdie skat. En hy gaan onmiddellik en hy koop die grond waar die skat is. Hy gaan nie en ontsnap nie, hy vat nie die skat en hardloop weg nie, hy koop die grond. Het jy al jou dorp gekoop? Of as dit moeilik gaan jy weghardloop? Nou ek sê nie, God vat party mense weg. God vat party mense en hy jaag hulle uit Jerusalem toe en hy vat hulle Antiochië toe. God vat party mense Indië toe. Daar's niks verkeerd nie. Sendeling wees is 'n asemrowende ding en as jy jou hele familie oppak en 'n nuwe besigheid ergens anders begin en jy gaan 'n sendeling vir die Here wees waar ook al hy jou vat, fantasties. Maar dis nie waaroor ek praat nie. Het jy al jou dorp gekoop? Het jy 'n skat ontdek in jou wêreld en jou lewe en waar God jou geplant het en jy sien daai skat is daar en jy koop die grond, nou het jy dit. Maak nie saak wat kom nie. Jy's 'n skat hier. Jy's opgewonde oor hier, die grond wat jy gekoop het. Nie jy hou die skat en vat dit hemel toe. Die skat is nie die hemel. Die skat is nie die hemel nie. Jy koop dan die grond om die skat te kry. Die skat is die mense om jou familie, jou vriendekring, jou werkskollegas, jou onderwysers. Die skat wat jy ontdek is hierdie mense wat God so lief het, dat jy die Heilige Gees ontvang het om hulle te vertel, wat is die goeie nuus? Jy het 'n skat van die goeie nuus ontdek, en nou koop jy die skool, jy koop jou werksplek, jy eien daai grond in die oggend as jy so toe gaan en sê, hierdie is my stuk grond wat U my gegee het. Ek het 'n skat ontdek, hier's 'n vrou, sy's nie 'n Christen nie, en sy het deur 'n egskeiding gegaan, en haar hart is in stukke, en sy weet nie wat se verlossing daar is in Jesus nie. Ek koop haar, Here. Kyk, maak dit sin, dit het nie verkeerd geklink nie, né? Ek koop haar, die grond, haar lewe, haar siel is daar's 'n skat wat wag. Julle moet verstaan wat Jesus hier probeer sê, hy is nie besig om ons te laat fokus op die hemel nie, hy is besig om jou opgewonde te maak oor die aarde. Hy sê dit weer 'n keer, dieselfde storie, maar hy gaan dit nou 'n bietjie
anders vertel. Nie koop die grond nie, maar hoor wat sal jy doen wanneer jy 'n skat ontdek? Dit is soos 'n parelhandelaar wat parels smous en hy vind die mees awesome, rowendste parel. Dis nie die hemel nie. Want wat hy doen is, hy verkoop alles wat hy het om hierdie parel te besit. Wat sal jy, jonk en oud wat hier sit en na my luister, wat sal jy prys gee vir die skat wat jy ontdek? Wat sal jy prys gee wanneer jy ontdek dat jou hart hinker, dat die Here vir jou iemand gestuur het, dat daar iets kosbaars is? Hy is besig om te praat met ons oor die koninkryk van God wat aarde toe kom, sodat die Heilige Gees ons hier op aarde 'n opdrag kan gee. Het jy al 'n parel ontdek? En het jy al iets verkoop vir dit? Het jy al opgeoffer soos Jesus? Jesus het 'n parel ontdek, sy bruid. Sleg vrou. Sleg hanteer deur die wêreld, deur al die suur, deur al die deeg. En Jesus sê, dis my parel, dis my skat. Ek sal alles opgee vir haar, en hy gee alles op vir die parel. Het jy al so iemand lief gehad? Het jy al iets so lief gehad? Hier op aarde, dat jy alles sal prys gee, om dit te wen. Hy sê, jou fokus moet reg wees, jou hart moet in die regte plek wees op hemelvaart. Moenie aan my vashou nie, jy moet 'n skat gaan koop. En dan maak hy klaar soos hy begin het, sodat jy sal verstaan, dit gaan nie maklik wees nie, want jy leef in 'n moeilike wêreld. En hy eindig dit op dieselfde manier. Hy sê, dit is soos 'n vangnet, visse. En jy trek al die visse in hierdie net, en die net is vol, maar in daai net is al allerhande tipes. Elke nasie, elke tipe, dis waarvan jy hou, dis waarvan jy nie hou nie. Maar jy gooi nie dit alles weg nie, wat doen jy nou? Sit jy en jy soek uit. En hy sê, op die einde sal die engele kom, op die einde sal nie jy soek nie uit van wie, op die einde sal die engele kom, en die engele sal uitsoek, watter visse is goed en watter is nie goed nie. Maar jy is in 'n net saam met almal. Hou op om te wil ontsnap. God sê, dit gaan moeilik wees, want ek gaan jou nie hier wegvat nie. Ek gaan jou juis hier plant. Jy's in 'n net saam met allerhande tipe visse, haie, moeilike visse, gifvissies, jy's tussen al die vissies, en jy's hierdie tuna of salmon, en jy's 'n lekker eetvis, maar jy's tussen visse wat aaklig is. Ek weet dit. Ek weet dit gaan moeilik wees, daarom begin hy met jy moet saam, en daarom eindig hy met jy moet saam. En dan sê hy net dood eenvoudig, iemand wat die Bybel lees om die koninkryk van God te bemeester, iemand wat die Bybel lees om die koninkryk van God te bemeester, om te sien dat die koninkryk van God is jou taak hier op aarde, om dat mense God sal sien hier op aarde. As jy verstaan dis jou taak wat hy jou gegee het, gaan jy wees soos iemand wat na sy kelder toe gaan. En as hy uit sy kelder uitkom, dan het hy ou skatte en nuwe skatte saam in sy arms. Gaan lees hoe mooi dit is. As jy die Ou Testament lees, gaan jy die opdrag van 'n Christen sien. As jy die Nuwe Testament lees, gaan jy die opdrag van 'n Christen sien. Iemand wat die Bybel lees om die koninkryk van God te verstaan, nie die hemele nie, die koninkryk van God hier op aarde. As jy verstaan wat ons Heilige Gees taak is, ons parakleet ons in staat wil stel om te doen, maak nie saak nie, die Ou Testament, die Nuwe Testament, die ou dinge, die nuwe dinge, jou ou lewe, jou nuwe lewe, alles het saam uitgewerk, sodat mense kan sien, wow, iemand wat die Bybel lees om die koninkryk van God te bemeester en te verstaan, gaan ou skatte en nuwe skatte uit sy kelder uitbring. Dit is so 'n mooi verduideliking van jou getuienis. En dan eindig hy, letterlik hier op die einde, en hy sê, dit is mooi, dit is die hele hoofstuk, dit is so 'n mooi hoofstuk, hoor wat sê hy op die einde. Jesus was in sy eie dorp, en het gepreek, en mense was soos, wow, hierdie is mooi, en hulle het gesê, maar wie is hy? Ons ken sy pa is 'n skrynwerker, ons ken sy ma, is Maria, ons ken sy boeties en sy sissies, wie dink hierdie ou is hy? Hy's 'n nobody. Saam. Jesus was ook saam. Jy is 'n niks nie, jy is 'n niemand nie, en die mense gaan nie vir jou hande klap nie, want weet jy wat? Jy word nie gesien nie. Moenie ophou nie.
Moenie omdat jy voel asof jy onbelangrik is nie, asof jy net bestaan nie, asof jy net wil beklei met die regering om bestaan te maak vir jou kinders nie. As jou hoogste prioriteit is jou kinders se welgeluk. As dit genuine jou lewe op aarde is, gaan jy Pinkster volgende week nie nodig hê nie. Hy het nie gekom vir daai dinge nie. Hy het nie gekom om jou finansiëel te seën nie. Behalwe as jy die skat ontdek het en hy jou finansies daarvoor gaan gebruik. Jesus was weggekoggel in sy eie dorp, want hy was so suurdeeg vir hulle. Hy was onbelangrik en klein soos 'n mosterdsaadjie. En so, ek wil julle fokus na sy laaste vergelyking toe. Sy heel laaste een in Matteus 25. En in Matteus 25 kom Jesus en hy gaan weer laastens praat oor die koninkryk van God. En hy begin hierdie storie vertel, is so mooi. Hy sê verder is God se koningsheerskappy soos iemand wat op 'n reis wou gaan. Dis hemelvaart vandag, ons vier hemelvaart. Die koninkryk van God is soos iemand wat op 'n reis wou gaan. Hy roep toe sy slawe bymekaar. Die woord slawe is daar vir 'n rede. Hy roep toe sy slawe bymekaar en vertrou sy geld aan hulle toe om daarmee te woeker terwyl hy weg is. Hierdie gaan nie oor geld nie, hoor. Hierdie gaan oor jou lewe. Julle ken die storie. Hy gee vir een 10, hy gee vir een 5 en hy gee vir een 1 of wat ook al en hy deel gawes uit. Dinge waarmee jy kan woeker, dinge wat jy iets mee kan doen. Jy kan musiek speel, jy kan glimlag, jy kan kos kook, jy kan vark onder die grond begrawe. Jy kan goed doen met jou lewe, né? Goeders wat jy van hou om te doen, dis net vir jou lekker en hy deel uit. Party het meer, party het minder. Party het meer in die bank, party het minder in die bank. Party lyk dunner en party lyk nie so dun nie. En so, almal is verskillend, né? En hy deel uit soos hy dit goedkeur. En julle ken die storie, en hy draai na die een wat baie gehad het, en hy sê, well done, jy het dit verdubbel. Hy draai na die een wat medium gehad het, well done, jy het verdubbel. Dis Pinkstertaal, dis koninkryk van God, die koninkryk van God is soos hierdie. En julle ken dit, hy draai na die een, wat vasgehou het aan Jesus, die baas. En hy was so behep met die koning wat weg is en terugkom. Hy was so behep met wie hierdie man is. Hy kon nie dit laat gaan en laat hy weet wie hy is en fokus op sy taak nie, want hy was die hele tyd gefokus op die man wat weg is. En julle moet hoor, julle moet mooi verstaan wat ek sê, moet my nie misverstaan nie. Na 'n lang tyd, daar's 'n rede hoekom dit daar staan. Na 'n lang tyd het daardie slawe se eienaars van reis teruggekeer en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Dis wat gaan gebeur. Het jy gepinkster? Het jy gepinkster? Of het jy net gewag? Waag of wag? Waag of wag? Het jy gewaag en my geld vermeerder? Of het jy gewag? En daar's slegte nuus vir dies wat wag. Daar's slegte nuus vir dies wat vashou en net wil goed genoeg wees om dit te maak eendag. Daar is slegte nuus vir dies wat wag. Vers 25. Hy sê, ek het jou, hier is jou geld terug. Hier is jou geld terug. Ek het geweet jy is 'n man wat wil eis waar hy nie geplant het nie en goed wil hê. Hoe moet 'n visserman in Rome gaan preek? Sê julle dit vir my, julle wat sê God is onredelik. Hoe kan God verwag dat 'n tiener visserman in Rome moet gaan preek? Hoe durf God so 'n groot las op so 'n jong mannetjie sit? God vra te veel van my. Jy het nog nie eens jou Bybel gelees nie. Hy sê, God, ek ken jou. Jy soek goed op plekke wat dit nie eens moontlik is om dit daar te kry nie. Jy wil plant in die woestyn. God, jy vra onmoontlike dinge en ek ken jou, jy is so, jy maak my bang. Daarom was ek bang om iets te waag. Daarom was ek bang om iets te waag. Net nou doen ek 'n sonde. Net nou maak ek 'n fout. Net nou doen ek iets verkeerd, dan is God kwaad vir my. Pinkster. En ek was bang en ek wou nie waag nie. Ek het maar liewer die muntstuk in die grond gaan wegsteek. Hier is jou geld terug. Hier is ek. Kyk hoe mooi is ek. Ek het baie min gevloek en ek het my geld uitgedeel vir armes. Here, kyk hoe mooi is ek. Hier's ek terug. Hier's ek. Is ek vir jou mooi?
Jy het vir my hart en my siel en my asem gegee. Hier is my hart en my siel en my asem terug. En ek het in my huisie gesit en ons het Bybel gelees en ek het seker gemaak ek is okay. En jy het die Pinkster nie. Waar is die Heilige Gees? God is 3. En die koning sal vir hulle sê, ek verseker julle. Julle weet wat het hy vir daai man gesê, nee? Gaan weg van my, jou sleg luiaard. Dit is baie hard, gaan lees dit. Gaan lees hoe sleg praat Jesus oor die ou wat net teruggegee het wat hy ontvang het. Want hy het gewag en nie gewaag nie. Dan sê Jesus, die koninkryk van God is soos iemand, soos toe julle my in die tronk besoek het, toe julle my klere gegee het toe ek naak was, toe ek dors was het julle my water gegee, toe ek honger was het julle my gevoer. Here, wanneer het ons u besoek in die tronk? Wanneer het ons u water gegee toe u dors was? Wanneer het ons hierdie goed vir jou gedoen? Jy sien, jy fokus op hom. Ons het nooit vir jou hierdie goed gegee nie. Jou fokus is verkeerd. As jy dit aan die geringstes tussen julle doen, die kaf, die onkruid, die net vol aaklige visse, wanneer jy leef tussen hierdie wêreld en jy doen vir hulle iets moois, het jy dit mos vir my gedoen. Dis Pinkster. Gaan en vertel mense van my. Jou fokus moenie wees op ek kom kerk toe want ek wil die Here bly maak nie. Jou fokus is verkeerd. Hy is bly, hy love jou. Hy's mal oor jou. Hy het gepaasfees vir jou. Jy gaan hemel toe. Punt. Hy love jou. Hoekom kom jy kerk toe? Want ek moet seker maak ek maak dit. Hy gaan daai muntstuk wegvat. Want dis nie Pinkster nie. Hy het gegaan sodat ons kon fokus. Hy het gegaan sodat ons nie meer staar nie. Hy het gegaan sodat jy die mense om jou kan lief hê, sodat jy weet jy gaan hemel toe en jy nou jou opdrag kan uitvoer. Julle, hemelvaart is sodat ons sal fokus op Pinkster. Hemelvaart het gekom sodat ons sal fokus op Pinkster. Hemelvaart het gekom sodat ons sal fokus op Pinkster. Hou op huil oor Jesus wat weg is of dinge, fokus op Pinkster. Hemelvaart is sodat jy 'n week het, jy het 'n week om te laat gaan en te sê dankie en nou te fokus op die skat wat die Here in jou lewe gebou het. Moenie verskonings maak nie. Gaan jy waag of gaan jy wag? Dis die vraag op hemelvaart. Want hy gaan terugkom. En hy gaan vir jou vra, wat het jy met die tyd wat ek jou gegee het? Die 20 jaar, die 40 jaar, die 60 jaar, die 80 jaar. Wat het jy gedoen met die tyd wat ek jou gegee het? En as jy sê, Here, ek staan nog, dan gaan hy sê, ek het jou laat staan. Ek vra, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Waar was jou fokus? Het jy gesien hoeveel mense gaan hel toe? Het jy gesien hoeveel mense is de mekaar? En jy wou nie waag om met hulle te praat nie, want jy was bang. Jy het die Heilige Gees nodig. Jy het 'n helper nodig. Sien uit na volgende week. Sien uit na Pinkster. Sodat jy jou fokus sal skuif. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u gesê het, dit is voordelig dat u weggaan. Want as u nie weggaan nie, sal ons nie raak sien wat ons moet raak sien. Here, vergewe die kerk in geheel, kerk as 'n wêreldwye institusie. Vergewe die kerk wanneer ons dit maak oor die getalle in ons geboue en die grootheid van wat ons doen. Help ons om te onthou toe kerk gewerk het, is toe ons uitgegaan het en kos uitgedeel het en vir mense gehelp het en dat mense ons geken het aan ons liefde vir mekaar. Nie ons gewydheid in 'n tempel nie, ons liefde vir mekaar. Toe ons vir mekaar kos gegee het en mekaar liefgehad en saam met die wêreld gegroei het en nie ontsnap het na spasie waar hulle nie is nie, maar tussen hulle. En hulle het gesien ons is dies wat lief het. Want jy ander godsdienste probeer nou oorneem waar ons opgehou het, maar die wêreld sien daar's nie liefde daarin nie.
Die wêreld sien daar's politiek en nysheid en agendas. Maar toe die kerk Here opreg was, toe het ons die wêreld verander. Bring ons terug, bring leefgemeente terug na 'n plek waar elkeen van ons 'n skat ontdek. En dis ons fokus. En ons is nie bekommerd oor die hemel nie, want ons weet dis in U hand. Ons fokus op ons werk. Help ons om reg te wees vir Pinkster. Here, dit bly my gebed en ek bid dit oor en oor en oor. Hoe jonger die mense is wat vanoggend hier sit, hoe meer bid ek dit vir hulle. Moenie dat die wêreld vir hulle jok nie, Here. Moenie dat die wêreld vir hulle vertel hulle moet suksesvol word en geld maak want dis waar geluk lê nie. Keer ons as ouers en predikante en mense as ons jok vir 'n jong generasie en hulle fokus op die gemak hier om hulle in plaas van die skat wat ontdek moet word. Mag hulle alles doen wat hulle doen om my skat vas te hou, sodat wanneer hy terugkom, hulle wat nie vir hulle gegee het, kan sê, kyk, ek het gewoeker. Dis nie so mooi soos ek dit wou gehad het nie, maar kyk, ek het gewoeker. En hy gaan sê, kom, dis so lekker, kom ons praat vir 'n ewigheid hieroor. Jy's welkom. Jy's welkom. Nie oor wat jy gedoen het nie, maar oor waar jou fokus was. Nie oor wat jy bemag het nie, maar oor waar jou fokus was. Ek bid, Here, vir leefgemeente. Mag ons hunker na Pinkster. En ek sê vir U dankie daarvoor, soos ons U hemelvaart vier en dankbaar is dat U gegaan het, sodat ons kan fokus. In Jesus naam. Amen. En amen. Ek's baie lief vir julle.